Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend praat ons oor ons Christelike blydskap en veral ook hoe belangrik dit is vir ons getuienis. Ons tema: moenie jou blydskap verloor nie. Kom ons doen net 'n kort gebed. Here, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Stuur dan nou u lig en die waarheid van u woord, dat die ons lei. Amen. Liewe vriende, ons lees 'n gedeelte uit Filippense hoofstuk 4 vers 4 tot 7, bekende gedeelte oor blydskap. Vers 4: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Twee kort psalmpies, Psalm 16 vers 11, by u is daar oorvloedige blydskap. En weer Dawid in Psalm 51 vers 14, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons lewe tans in 'n tyd waar die wêreld begin gereed maak vir die anti-kris sisteem. En dit kan baie mense se lewens swaarmoedig maak. En afgesien van hierdie gebeure op die wêreldfront, sit ons tans ook nog in ons eie land vasgevang in 'n situasie waaroor baie mense bekommerd en swaarmoedig is. Ons praat natuurlik van die totale onbeholpenheid van die regering en al die slegte dinge wat in ons land gebeur, soos korrupsie en moorde, en ek sou dit nog met 'n lang lys kon uitbrei en byvoeg. Nou kan ek goed verstaan dat al hierdie dinge, en soms is daar ook nog bydraende dinge in mense se persoonlike lewens, dat dit 'n klimaat van mismoedigheid en swaarmoedigheid tot gevolg kan hê. En vriende, teen hierdie agtergrond wil ek graag vanoggend met julle oor die Christelike blydskap praat. Want al hierdie negatiewe en ontstellende goed het mos die manier om ons lewensvreugde, ons blymoedigheid te steel. Hierteenoor is dit 'n feit dat God graag wil hê dat ons sy kinders mense moet wees met 'n lied in ons hart. Mense met harte vol blydskap en dankbaarheid. En soveel so dat dit moet oorloop na ander en in die proses ook ander mense se lewens sal verryk en sal opvrolik. En vriende, dis mos hoe 'n Christen moet wees. 'n Blymoedige mens wat daarop ingestel is om ander mense se lewens op te beer en gelukkig te maak. Iemand met 'n positiewe uitkyk op die lewe. Iemand wat altyd daarna sal strewe om die donker oomblikke van neerslagtigheid en pessimisme te deurbreek. Met die bring van 'n boodskap van hoop en vreugde. My vriend en vriendin, kan ek vir jou vra, is jy op hierdie stadium van jou lewe nog waarlik 'n blymoedige Christen? Of het jy dalk ook al jou blydskap iewers langs die pad verloor? Straal jou lewe nog die blydskap uit waarmee ons as Christene moet poog om van hierdie wêreld 'n mooier en 'n beter plek te maak? Is ek en jy nog die ligstrale van die Here wat ander mense se lewens opvrolik? Of het ons dalk al ons blydskap ook verloor? Liewe vriende, volgens die Bybel is blydskap 'n wesenlike deel van ons Christenskap. Die kind van God moet iemand wees met blydskap in sy of haar lewe. Die Bybel praat baie oor blydskap.
Die woordjie blydskap of ook om bly te wees kom nie minder nie as 132 keer in die Nuwe Testament voor. In die bekende Filippense 4 vers 4 skryf Paulus: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En vriende, nou wil ek graag vervolgens met julle praat oor hoe dat ons kan verseker dat blydskap altyd deel van ons Christelike lewenswandel en ons getuienis sal wees. En as jy dalk vanoggend jou ook onder die mense bevind wat iewers langs die pad jou blydskap verloor het, dan wil ek jou graag uit die woord uit probeer help om weer jou blymoedigheid terug te vind. Ek gaan vir ons kortliks net 5 punte noem wat ons kan oordink en wat ons kan help met ware blydskap. Ons eerste gedagte is naamlik dat ons nie ons blydskap in die wêreld moet probeer soek nie. Vriende, baie mense dink dat wêreldse dinge, soos geld of stokperdjies of sport of 'n lekker vakansie of wat ook al, aan hulle ware en blywende vreugde gaan gee. En ja, liewe vriende, dit verskaf wel 'n mate van vreugde. Maar dit alles bly op die ou einde nog steeds aardse skatte, aardse genietinge wat tydelik en verbygaande van aard is. In hierdie ou wêreld gaan niks volkome en standhoudend bevredig nie. En jy sal altyd weer teleurgestel word. Dit het die Prediker ook baie jare gelede al uitgevind. Gaan lees gerus maar weer die boek Prediker. So dus, liewe vriende, as jy ware standhoudende vreugde in jou lewe begeer, moet jy dit nie in die wêreld gaan soek nie. Jy gaan kort teleurgesteld staan. En jy sal moet begin deur dit op die regte plek te soek. En dis ons tweede gedagte vir oggend. Soek dit by die Here. Vriende, die Here is ons enigste bron van ware blydskap en geluk. Daarom het Dawid heeltemal tereg in Psalm 16 vers 11 geskryf: By U is daar oorvloedige blydskap. Om ware blydskap te ervaar, moet ons in 'n intieme verhouding met die bron van blydskap leef. Dawid het dit verstaan en Paulus het dit ook verstaan. Wees altyd bly in die Here, skrywe Paulus in Filippense 4 vers 4. Beide Dawid en Paulus het geweet wat innerlike blydskap is en dat dit nie afhanklik is van uiterlike faktore soos rykdom en ander klomp ander goed nie. Maar dat dit die vrug is, daardie blydskap, die vrug is van 'n intieme verhouding met die Here. Daarom kon Paulus selfs in die mees negatiewe omstandighede van die gevangenis sit en steeds mense tot blydskap oproep. Want ons moet tog nie vir een oomblik uit die oog verloor dat Paulus se brief aan die Filippense vanuit die gevangenis geskryf is nie. Maar dit is sy innige gemeenskap met die Here en is sy diepe bewustheid van alles wat hy in Christus ontvang het en sy dankbaarheid vir alles wat hy ontvang het, wat hom hierdie woorde van Filippense 4 vers 4 laat skryf het. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Daarom as ek en jy ware en standhoudende blydskap soek, vriende, soek dit dan op die regte plek, soek dit by die Here. En doen weer 'n slag moeite om te midde van al jou probleme, veel eerder jou verlossing in Christus en jou rykdom in Christus te oordink en daarop te fokus. Ons fokus te veel op die ou negatiewe goed wat in die wêreld is. Fokus 'n slag weer op jou rykdom in Christus. Soek jou blydskap in die Here. Maar kom ons gaan aan na die derde gedagte. Leer om die Here met jou probleme te vertrou. Vriende, as ons waarlik gelukkig wil wees, dan sal ons eenvoudig moet leer om die Here in ons lewens en vir ons lewens te vertrou, soos Dawid in Psalm 16.
Hoor net sy onwrikbare vertroue in die Here, vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Vriende, ons het 'n Vader in die hemel wat vir ons sorg. En dit moet ons glo. Ons is sy kinders en ons leef uit sy hand. In Filippense 4 vers 6 druk Paulus dit ook op die hart. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Liewe vriende, ons moet leer om ons behoeftes en ons probleme aan die Here oor te gee en dit dan in die Here se hande te laat. Vriende, ons kleingelowigheid en ons gesukkel om die Here te vertrou, maak so dikwels dat ons sit in verknies met ons probleme. En dit ontneem ons natuurlik ook baie van ons lewensvreugde. Want ons dra nou self ons laste, ons maak dikwels, dit maak dikwels dat ons sonder blymoedigheid deur die lewe gaan en dat ons eintlik met lang gesigte rondloop. In plaas daarvan dat ons die Here met ons probleme vertrou, dra ons die hele wêreld op ons skouers. En dan is ons bitter swak getuies vir die Here, want ons het geen lewensvreugde nie. Leer om die Here te vertrou. Ons 4de stukkie raad, strewe na geesvervuldheid. Vriende, ons moet nie vir een oomblik uit die oog verloor dat blydskap ook die vrug is van die Heilige Gees nie. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede. Die vrug van die Gees is vreugde. Ons sou eweseer kon sê blydskap. Belangrik nou vir ons is dat ons, as ons meer blydskap in ons lewens wil hê, dat ons meer geesvervuld sal moet lewe. Iemand wat onder beheer van die Heilige Gees lewe, is onder meer 'n blymoedige mens. 'n Geesvervulde mens kan nie anders nie as om vreugde uit te straal, want dit is 'n vrug van die Heilige Gees. En dit is nie iets wat ons uit onsself uit hoef voort te bring nie. Dis 'n spontane vreugde. Dis iets wat van binne af uitgestraal moet word. En dis nie iets wat aangeplak of vals is nie. Dis iets wat van die Heilige Gees kom en wat die Gees graag in my en jou lewe wil voortbring. Hoe meer ek dus myself kruisig en my aan die beheer van die Heilige Gees oorgee, hoe meer sal ek blydskap ervaar en uitleef. Strewe na geesvervuldheid en jy sal die vrug van blydskap in jou lewe ervaar. 'n Laaste stukkie raad wat ek graag uit die Here se woord wil gee, is dat ons ook om meer blydskap in ons lewens kan bid. Daar was tye wat Dawid weens sy verval in sonde sy blydskap in die Here verloor het. Maar gelukkig lees ons dan van Dawid hoe dat hy dan as 'n begeerte in die gebed na die Here toegeneem het. Kom ons bid ook dan saam met Dawid in Psalm 51. Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe, vers 9 en 10, ook vers 14. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Bid om meer blydskap. Vriende, Dawid het geweet waar sy blydskap vandaan gekom het. Paulus het dit baie duidelik ook geweet. Miskien het ek en jy ons blydskap iewers langs die pad, weens ons sondigheid, of weens ons ongelowigheid of kleingelowigheid, of ons vaskyk in slegte en negatiewe omstandighede, het ons blydskap verloor. Of dalk het ons dit nie heeltemal verloor nie, maar ons ervaar nie baie vreugde in ons lewens nie. Ons leef nie met blymoedigheid nie, ons leef nie met 'n lied in ons hart nie. Ons leef nie met 'n glimlag op ons gesig nie. En dan moet ons weet dat dit ons getuienis na buite baie negatief beïnvloed. Ons moet baie mooi gaan nadink oor vanoggend se boodskap oor hierdie punte, want dit is nie nodig dat ons as God se kinders met soveel swaarmoedigheid deur die lewe moet gaan nie.
God begeer dat ons gelukkig en met blymoedigheid sal leef. Vriende, mag ons lewens propvol ware Christelike blydskap wees. En as ons dit dalk verloor het, mag ons vanoggend se 5 punte goed oordink, sodat dit ons kan help om ons vreugde in 'n oorvloedige mate terug te kry. Moenie jou blydskap op verkeerde plekke in die wêreld gaan soek nie. Tweede een, soek dit by die regte plek, soek jou blydskap in die Here. Die derde een, leer om die Here te vertrou met jou probleme. Die vierde een, strewe na geesvervuldheid, want blydskap is 'n vrug van die gees. En die vyfde een, bid om meer blydskap in jou lewe. Mag ek en jy met baie groter blymoedigheid begin leef. En mag ons ook deur ons innerlike vreugde kragtige getuies vir die Here wees. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Amen. Kom ons bid net saam. Here, vergewe ons asseblief ons swaarmoedigheid en ons negativiteit waarmee ons soms deur die lewe gaan. Vergewe ons dat ons so dikwels ons geloofsoog van U af weghaal en vaskyk in al die ellendes van die wêreld, al die ellendes rondom ons. Vergewe ons dat ons onsself as Christene so maklik laat meesleer deur al die ou pessimisme, al die ou negativiteit rondom ons. Vergewe ons waar ons dalk ook ons blydskap verloor het en in mismoedigheid en kleingelowigheid verval het. Nou bid ek graag vandag, Here, vir elkeen wat dalk sy of haar lewensvreugde verloor het, dat U hulle sal help om weer hulle diepste lewensvreugde terug te kry. Here, U is die bron van ware blydskap. Help ons om naby U te bly en vul ons met U Heilige Gees, sodat ons blydskap van binne, van diep uit ons harte, sal uitvloei en 'n verskil aan mense se lewens sal maak. Here, help ons om met blymoedigheid te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons slotlied vanoggend, ek wil dans voor die Here. Geniet hierdie mooi lied en daarmee groet ek dan ook vir julle vrede en blydskap ook vir jou. Van nou af om vir Jesus te leef. Ek is nie meer geplaag oor wat die mense sê. In Jesus het ek alles wat ek ooit wil hê. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop. My voete tik hier in my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing
prys die Here, want die hemel staan hoog. Ek wil my vir ewig in die Here verbly, want hy is so genadig en so goed vir my. Laat alles wat asem met die Here